So, laasweek maandag het ek begin gesels oor iets wat ek nie geweet het gaan 'n reeks word nie, maar ek het gesels oor daardie dik mis in Frankfurt, hoe ek nie die rugbyveld kon sien nie, maar nog steeds moes glo dat dit is daar. En toe, laasweek donderdag in die tweede een, toe het ons gepraat oor hoe die Here se woord soos 'n lamp is vir ons voete. Nie 'n flitslig vir die hele pad nie, maar net genoeg lig vir die volgende tree. En nou uiteindelik vandag kom die vraag, wat doen jy wanneer jy in die lig is, in daardie lamp beweeg? 1 Johannes 1 vanaf vers 5 sê vir ons, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons gemeenskap met hom het, maar in die duisternis leef, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig leef, soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. Dis een ding om die lig te volg, soos ons laasweek gesels het, jy weet, wanneer dit jou pas, of wanneer jy dalk rigting soek, maar dis iets anders om aktief in daardie lig te leef, elke dag, ook wanneer dit jou ongemaklik maak, en veral wanneer dit jou ongemaklik maak. So wat beteken dit om in die lig te leef? Nou, lig openbaar alles, dit wys alles. As jy in die lig leef, is jy bereid om jou hart oop te maak, om eerlik te wees met jouself en met ander en met God. Lig wys dalk ons vlekke en ons merke, maar dit dryf ook die duisternis uit. Om in die lig te lewe beteken nie dat ons perfek moet wees nie, maar wel opreg. Die vers sê dat die bloed van Jesus reinig ons. Met ander woorde, om in die lig te leef beteken nie jy is sondeloos nie. Dit beteken jy erken jou gebrokenheid en word herstel of genees in 'n verhouding met Jesus. En dan die lig bind ons ook uiteindelik aan mekaar. Johannes sê ons het gemeenskap met mekaar. Dis 'n kragtige boodskap in 'n wêreld vol maskers en isolasie. Lig bou gemeenskap. Duisternis hou ons vas in skaamte. Ons het gesê, soms is die pad voor jou mistig en soms gee God vir ons net genoeg lig vir die volgende tree. Maar in die lig moet jy kies om volgens daardie lig te leef. Moet dit nie net volg nie, maar laat dit jou transformeer en genees soos wat jy dit volg, in die proses wat jy dit volg. Kies om in eerlikheid, reinheid, liefde en lig te leef. So vra jouself vandag, vertrou jy die Here vir dit wat jy nog nie kan sien nie, agter die mis? Laat jy sy woord toe om jou volgende tree te lei met sy lig, en wanneer jy in sy lig intree, laat jy dit toe om jou lewe nie net te lei nie, maar ook heel te maak, te transformeer. Moet jy dalk jouself weer toelaat om deur God se lig gelei te word, maar meer as dit, dalk moet jy jouself weer toelaat om deur sy lig werklik aangeraak te word, want die goeie nuus is, in die lig is daar waarheid. In die lig is daar gemeenskap en in die lig is daar vergifnis en ook vernuwing vir elke liewe een van ons. So, vertrou die Here vir dit wat jy nie kan sien nie en laat sy woord die lig wees vir jou volgende tree, maar wanneer jy in daardie lig is, laat dit jou ook transformeer, laat dit ook 'n lig in jou aansteek, laat jy dit ook so sal uitdra, laat ander mense dalk die lig in jou sien skyn en ook nader kom aan die Here. Tot 'n volgende keer.